Hallo julle, vandag skop ons aanlyn ondersteuningsdienste af. Ek is Carly van Boshoff en Jacobs, die Jacobs in Boshoff en Jacobs, en ons begin met ons perdeklankie, meer wel bekend as die rrr, daai tawwe rrr, wat so moeilik kom vir ons Afrikaanse maatjies. So as ons Afrikaanse maatjies nie heeltemal verstaan of dink hierdie lyk soos 'n perd nie, kan ons 'n bietjie meer na 'n tradisionele perd kyk. So soos julle sien, maak ons dit baie spelerig. Ons maak dit glad nie dat ons gaan sê nou gaan ons hier sit en jy gaan vir my sê rooi ribbokram nie. So dit is nie wat ons gaan doen nie. En dis nie hoe ons effektiewe terapie kan doen of selfs ondersteun by die huis nie. So hoekom sê Tannie Carly dan nou? Hoekom is hierdie 'n perdeklankie? So ons gaan eers begin met asemhaling. So dit is die eerste stap van praat. En dan kan ons selfs 'n a bysit. Okay, so nou gaan ons daai lippe begin beweeg soos 'n perd. So ons gaan lekker perde lippe maak. Okay, en ons maatjies kan mooi sien wat gebeur. So daar is ook daai visuele ondersteuning wat hulle ontvang en nie net auditief om te sê vir mamma rooi ribbokram nie, waar rooi ribbokram ook na 'n lekker lang sinnetjie is om te produseer. Volgende. Okay, so ons het nou klaar perdelippies en ons gaan prys. Ons gaan sê, "Wow, jy doen goed. Jy het dit so mooi reg gekry." En selfs as kom dan net 'n deur, dan sê, "Kom ons probeer weer. Kom ons kry die spieël nader en kom ons probeer." Okay, so nou wil ons nie net lippe laat vibreer nie. Ons wil die vibrasie laat aanhou. Ons kan nou teruggaan en sê kan ons 'n perde dongetjie maak. So dit vat gewoonlik bietjie langer as 'n maatjie regtig baie sukkel. So as die maatjie regtig baie sukkel, kan ons die vibrasie agter in die mond ook voel. En watter klankie gaan ons help met dit? Die Okay, so daar kom nog 'n dit is nou meer ons leeu klankie, maar ons wil by die perd bly. So 'n ander manier hoe ons ook weer kan terugbring dat die perd die rrr klankie vir ons gee is, en dit is die perd wat galop, en dit gee vir ons dieselfde beweging as wat daai rrr gaan gee. So en dan die ander een, as 'n maatjie regtig baie sukkel, dan vat ons dit nog 'n tree terug en ons sê ons gaan eers oefen om dit te dat. En ons oefen baie, so dit gaan definitief nie in een sessie regkom nie. En hoe meer mamma en pappa naspraakterapie sessie saam met sussie of boetie werk, hoe vinniger gaan dit regkom. So, maar ons wil tyd gee en ons wil hulle 'n kans gee om dit reg te kry. Dan volgende, wat dit ook gaan makliker maak. So gewoonlik is die reël isolasie eerste, dan gaan ons na lettergrepe toe, dan gaan ons na woorde toe. En dit beteken net ons gaan rrr isolasie in isolasie sê, dan sê ons dit in lettergreep vlak, ra 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 op lettergreep vlak. Daarna gaan ons sê rak rak frase die rak. Maar wat ek wil sê van die rrr, omdat die d en die t op dieselfde plek produseer word as die rrr, gaan dit baie keer, en dit is dieselfde tipe beweging wat daar gaan plaasvind, kan dit makliker wees om eers te begin met drrr, 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 en dit dan nou eers te oefen, voordat ons net die rrr op sy eie gaan oefen. Okay, dan, om alles op te som, dit is ons perdeklankie. Die rrr is ons perdeklankie. Hoekom is dit ons perdeklankie? Want ons kan perdelippies maak, eers daar lekker asemhaal, en soos 'n perd uitblaas, of ons kan galop soos die perd, ons kan soos die leeu. Okay, dit pas nie heeltemal in by die perdeklankie, maar dit help net om my vibrasie te ondersteun. En dan kan ons, as ons sien ons maatjie sukkel baie, dit te dat. Okay, en wat ons gesê laaste, dan ons d en ons te saam met ons r te produseer. Drrr, 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 drrr. En dan ons geheime bestanddeel is baie herhaling en baie oefening.